Afrikaners is nie van nature swak nie. Ons het swak geword deur keuse. Die stadige, gemaklike keuse om te vermy. Nie omdat ons nie die werklikheid kan hanteer, maar iewers langs die pad het ons het besluit, ons wil dit nie meer doen nie. Ek weet, ek is hard op julle. Maar soos Margaret Thatcher gesê het, ja, die medisyne is sleg, maar die pasiënt het dit nodig om te oorleef. Beteken dit ons moet die medisyne weerhou? Nee. Ek is nie Pieter Kriel wat verontwaardiging voor die kamera opvoer nie. Mense wat driehoekies op hulle arms tattoo, kan net sowel ek as 'n idioot op hulle voorkop skryf. Ek is hier, want ek glo nog, daar is iets wat die moeite werd is om voor te veg. Geen samelewing kan ontwikkel as dit nie bereid is om sy eie agterlikheid te konfronteer nie. Dis wat Prins Mashele gesê het. Baie wit Suid-Afrikaners klap hande wanneer dit op swart gemeenskappe gerig word. Maar baie mense staan stil en vra hulle self, wys dit nie ook terug na ons nie. Selfkritiek is maklik, wanneer dit na buite gerig is. Dit raak ongemaklik en bedreigend, wanneer dit persoonlik raak. Hierdie toespraak is persoonlik. Lord Peter Ryan geskryf in sy boek A Pretoria Boy, dat in sy opinie, dit was nooit Afrikaners wat die grootste bedreiging na apartheid was. Dit is Engelssprekende elites. Kyk om jou. As hulle verkeerd. Hierdie demokratiese alliansie gelei, ten spyte van die feit dat een van sy grootste kiesersbasis Afrikaners is. Tony Leon, Helen Zille, Mmusi Maimane, John Steenhuisen en nou waarskynlik Gordon Lewis. Almal Engelsspreker. Wie is die individu wat tans Afrikaners opinies vorm? Rob Hershoff, Chris Wyatt, Byron York, Joe Emilio, Roman Cabernac. Uitstekende individu. Maar kyk na hulle en vra jouself, hoeveel van hulle is Afrikaners? Hoeveel van hulle is hier geboor? Natuurlik is daar uitsonderinge. Ernst Roets, Ronaldo Gous en die lys gaan aan. Maar die verhouding vertel 'n ander storie. Vir elke Afrikaner is daar 2 of 3 buitestanders wat die gaping vul. En sodoende, dalk onbedoeld, trek hulle ons in hulle politiek in, hulle kultuuroorlog, hulle griewe, hulle landse gevegte wat op ons grond geveg word, met ons woede. Dit is nie hulle mislukking nie, dit is ons sinne. Ons is 'n volk wat meer gewoond geraak het om gelei te word as om self te lei.